Goeiemôre hier by In the Voting Booth. Nou ja, hierdie is ons tweede video waar ons 'n bietjie beeld en klank toets. Ek dink ons klank klink nou 'n bietjie beter. Ons sal nou sien as ons hom weer speel. Ek groet jou, dit is Easter weekend hier in Suid-Afrika. Mag jy 'n geseënde Easter weekend saam met jou en jou gesin beleef. Nou ja, In the Voting Booth, center, right, conservative, Christian, patriot. Baie soos wat Rob Hershoff doen. Ek gaan nog die maniere hier agterop sit, dat die studio mooi toe is as ons hierdie video neem. Een natuurlik vir die webtuiste wat ek bedryf, en daaroor sal ons gesels. En dan het ons ook natuurlik ons radiostasie, Radio Kuber Kontry. Nou ja, ons probeer content skep, wel, as 'n podcaster nou, op YouTube, op TikTok, op ons webtuiste, en dan natuurlik ook goeie inhoud vir Radio Kuber Kontry. Is 35, ja, is amper 35 jaar later, soos Ernst Roet sê, dis 'n sinkende skip in die verkeerde rigting. En ons weet nie watter een gaan heeltemal eers te gebeur nie, en ons probeer sin maak, die man op die straat wat getrou sy rates en taxes betaal, getrou sy belasting betaal, wat nie veel waarde kry daarvoor nie. Hoe kry ons hierdie groep mense by mekaar? Nie noodwendig kapitaliste nie, bevorderaars van the free market trade. Hoe kry ons hierdie ouens by mekaar? Ek dink hier in Suid-Afrika is daar omtrent 40% gematigdes, en dan, as ons hulle net kan by mekaar kry, dan behoort dit die grootste groep in Suid-Afrika te wees. Die ANC is gone. Dis 'n kwessie van tyd nou. Soos ek in die vorige video gesê het, MK is besig om perfek te posisioneer, om al hierdie afvalliges van die ANC in te neem en oor te neem. Die EFF het 'n nok gevat. Hulle sal definitief nog 'n rol speel, maar hulle is nie meer so effektief vandat daardie top 3 van hulle die EFF verlaat het nie. So ek probeer verstaan, daai ou wat in die voting booth ingaan, wat sy kruisie moet trek, hoe beïnvloed ons hom, dat 40% van die mense gaan stem, sodat ons hierdie land kan red. Daar was byvoorbeeld 2 tussenverkiesings hier, die 16de, waar ons nou die 18de, so dis 2 dae terug. Een was in Gauteng, daar in Randfontein, Rand West City, Ward 6, dit val onder GT 485, as jy die politiek volg. Die DA wat daar wen, met 71,07% van die stemme, tweede ANC met 21%, EFF met 4,29%, die Vryheidsfront met 3,08%. Goed, hoe vergelyk dit met 2021? Wel, so die DA het van 69 opgegaan na 71 toe. Ek dink nie dis genoeg, met veral hoe ons sien hoe vervalle dit nou in Johannesburg is nie. Vryheidsfront het toe 14% gekry, hulle staan nou op 3%, so hulle het 'n klomp stemme verloor. EFF was 2,53%, hulle is op na 4% toe. So of daar was 'n invloeks van swartes in hierdie area in hierdie, ja, 4 jaar later, dis heel moontlik. Die PA daar gestaan, die ICDP daar gestaan, die ANC het toe 10,54% gekry, so die ANC het ook sy stemme verdubbel in hierdie tussenverkiesing. Maar ja, wel dan, daar vir die DA wat omgevat het. Jy weet natuurlik daar in Gauteng, 2011 het die ANC net so onder die 60% van die stemme gekry, 2016 45,84% en 2021 'n skamele 36%, en dit gaan in die volgende tussenverkiesing of munisipale verkiesing gaan dit nog minder wees. Dis verseker. Ek ry baie tussen Pretoria en Johannesburg. Dis skokkend hoe ons stad besig is om uit mekaar uit te verval. Die ander tussenverkiesing was daar in KwaZulu-Natal, Umhlanga,
En ja, ek dink is 'n verrassing. MK, wat die DA pak slaag gee daarso, 38.92%, die DA 38.57%. So die MK vat hom met 22 stemme. Nou ja, as jy weer vir my sê, my stem tel nie, wat kan my stem? Dis hoe naby dit gaan wees in koalisiepolitiek. Elke liewe stem tel. Die DA het 45% gekry in 2021, nou 38%, so hulle het geval. MK natuurlik is hulle eerste tussenverkiesing daar. ANC was op 36%, af na 15.44% toe, so die MK is 'n lekker sif en 'n trog om al hierdie vervalle ANC stemme om te tel. EFF was op 6.61, 0.48 in hierdie ene. So die MK maak nie net die ANC seer nie, hy maak ook definitief die EFF seer. So ons volgende tussenverkiesing is die 30ste April, ek dink is ook 2 of 3 daar in KwaZulu-Natal, ons hou dit dop, en dan, ons gaan baie meer breedvoerig raak in ons potgoeie hier op YouTube, maar ja, ons toets vir nou en kry net ons klank en ons beeld reg. My naam is Paul Joubert vir In the Voting Booth, onafhanklik probeer ek, ja, so 'n bietjie die politiek opsom en vir jou riglyne gee van, wel, is nie net ons wat reg moet stem en moet gaan stem nie, maar ons moet ook kyk dat al die mense, al is hy in die PA of in die ANC, of daar is 'n klomp mense in die ANC wat gematig is, wat ten gunste is van free market business, nie noodwendig kapitalisme nie. So kom ons kry hierdie ouens bymekaar, sodat ons in 2029, jy het daai poll gesien hierdie week wat uitgekom het, wat sê die DA is nou amptelik groter op daai poll as die ANC. Maar nou ja, ek groet jou, my naam Paul Joubert hier by In the Voting Booth, en volgende keer sal die video 'n bietjie langer wees met 'n bietjie meer content, dat ons net die wiel aan die rol kry.